Daar sê, nou ja, ons tema vanmôre is om eerste te wees, moet ons laaste wees. Ja, ek het gedink die ouens gaan maar min wees vanmôre. Om eerste te wees, moet ons laaste wees. Nou ja, ons kan saam lees, Markus 10, vers 31, en hy sê, maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Nou ons gaan 'n bietjie kyk, wat bedoel die Here vanmôre met hierdie skrif, as hy nou vir ons sê, die eerste wil wees, die laaste wees. Wat beteken dit as die woord vir ons dit sê? Om eerste te wees, moet jy laaste wees. Kom neer op 'n radikale manier van dink oor die grootheid en eer in God se koninkryk. Nou dit beteken nie dat jy self sleg of onbelangrik moet voel nie. Dit beteken die ware grootheid by God werk anders as by die wêreld. Met ander woorde, jou besittings en jou status wat jy hier mee rondloop, is nie vir God belangrik. Nou wat sou dit beteken as ons vanmôre hierdie prakties in ons alledaagse lewe toepas? Nommer 1 is nederigheid bo selfverheffing. In die wêreld word mense groot geag wanneer hulle bo ander uitstyg. Maar Jesus sê, grootheid lê in nederigheid. Met ander woorde, laaste te wees, is om nie jouself bo ander te neerplaas. Nederigheid is om jouself realisties en eerlik te kan sien, nie hoër as ander. Nie vol selfverheffing en bereid te kan wees om ander te dien. Omdat jy weet, alles wat jy het, kom van God af. Is dit nie menslik dat ons as mens soms partymal voor iemand sal staan en jouself hoër ag as daai persoon? Partymal doen ons dit nie met 'n duidelike rede dat ons dit dryf om te sê ek is beter as iemand anders nie. Maar daar is tog tye in ons lewe wat jy na mense kyk en dalk neerkyk op hulle. Dit is nie wat die Here van ons verwag. Ons is hier om mekaar te bedien. Hier is niemand op hierdie aarde wat hoër geag behoort te word as die ander. Daarom sê die woord van God ook vir ons. Hoekom sê Jesus, ek wat God is nie 'n aannemer van persoon. Want God, as hy na ons kyk, en ek gee nou nie om, of as hy na my kyk, en hy kyk na Amerikaanse pastoor, wat 3000 mense in sy kerk op Sondagoggend sit, het hy met dieselfde liefde, vir my is dit vir hom. Hy kyk na my met dieselfde oor. So wat beteken hierdie term nederigheid, of om laaste te wees, soos ons teks nou denk ek van ons sê? Dit beteken om jou plek voor God te erken. Hy is die Here en nie ek nie. Om ander bo jou te stel, nie uit minderwaardigheid nie, maar uit liefde. En dis wat ons moet verstaan. Baie mense dink, jy moet nou minderwaardig, jy is nie minderwaardig nie, dit maak nie saak hoeveel status of hoeveel besittings jy het. Dankie Here, dis nou iets wat my nog nooit geplaai het nie, 'n status. Ek het nie 'n statuskrisis of 'n statusprobleem nie, regtig waar. En dis hartseer om te dink dat dit gewoonlik die mense is wat se bankrekening vol geld is, wat dink hy's beter as die ou wat op die straat loop en in die asblikke gaan. Jy is nie beter. Jy is nie beter nie. Ons behoort leerbaar te wees en reg te kan wees sonder om arrogant te wees. Om te dien sonder om iets terug te verwag. Sonder om te verwag dat jy geprys word daarvoor. Om nie jou eie eer te soek nie, maar God se wil bo jou eie te plaas. Om te weet, alles wat ek het, en kerk, ons weet dit vanmôre, alles wat ek het, is genade en nie verdienste. Ons verdien absoluut niks in die lewe. Niks. Nou kom ons kyk bietjie wat nederigheid of om laaste te wees nie is nie. Dit is nie om jouself af te breek
of te dink jy is waardeloos. Dit is ook nie om passief te wees of nooit 'n opinie te mag hê. Dit is ook nie swakheid nie, dit is eerder gekiesde sagmoedigheid. Dit gaan nie oor swakheid nie. Ons behoort nie te voel ons in ons swakheid behoort ons mense te bedien. En dan nommer 2, om laaste te wees beteken om te dien eerder as om gedien te wil word. Nou ek het nog altyd gedink, en ek dink dit nog steeds, dat 'n kelner of 'n kelnerin het seker die mees ondankbaarste werk wat jy in die lewe kan kry. Dink bietjie daaraan. Dink bietjie as jy aan daai tafel sit. Dan maak jy oor daai styk wat nou die medium toereer is nie, en jy vertel daai kelner hoe sleg is hy of sy, maar nie is die arme siel wat die styk gaar gemaak het. Die styk kom van die kombuis af. Hy of sy het die boodskap dalk oorgedra soos wat jy dit gegee het. Maar wat doen ons? Ons trap hierdie arme kelner of kelnerin. Dit is die ondankbaarste werkseker wat jy in die lewe kan kry. Dink bietjie, daai persoon bedien jou fisies. As jy sê spring, dan spring hy of sy. Want sy weet, of hy weet, aan die einde van hierdie ete, bepaal die diens wat ek aan hierdie persoon aan hierdie tafel gee, die tip wat ek gaan kry. Dit is 'n bedieningsgees. Dis iemand wat 'n werk het om mense te bedien. En tog eintlik, as jy mooi daaroor dink, elke een van ons, wat hier sit vanmôre, wat nog in 'n werk is eintlik 'n kelner vir jou maatskappy. Want jy dien ook hierdie kant. Jy doen ook, jy lewer 'n diens. Al is dit nou nie om met 'n skinkbordjie rond te loop nie, maar jy lewer 'n diens. Jy is in die bediening vir die persoon van wie of jy salaris verwag. 'n kelner of 'n kelnerin moet hare op hulle tande. Want jy kry mense wat moetswilliglik verskriklik moeilik wil wees. Kyk, as hy daar instap en hy gaan sit daar, dan kan jy sommer sien. Hierdie ou is met niks tevrede. Met niks. Kom ons wees eerlik vanmôre. 'n Mens is verseker die ondankbaarste wese wat God ooit geskaap het. Jy is met niks tevrede. Ons laasweek daaroor gesels. As dit reën, as dit warm is, dan bid ons vir reën. As dit 2 dae mekaar reën, as dit te veel. Nee? As dit winter is, dan wens ons vir die somer. As die somer word ons heerlikheid is vandag te warm. Goeie genade, ek kan dit nie hou nie. Ons moan oor alles. Ons is met niks tevrede nie. Ek wonder partymal wat dink die Here. Terwyl jy daar aan daai tafel sit, ag jy jouself hoor as hierdie kelner of kelnerin, want jy is mos die een wat die tip aan die einde van die dag gaan gee. Jy plaas jouself eerste en kyk uit gewoonte neer op daardie persoon wat jy bedien. Terwyl 'n nederige en dienende persoon volgens die woord die een is wat eintlik laaste is en op die uiteinde eerste sal wees. En Jesus wys dit vir ons. Jesus maak dit baie duidelik dat die grootste persoon die een is wat 'n ander dien met 'n opregte hart, soos hy self gedoen het, soos wat ons kan lees in die boek van Markus. En ek wil vir u sê vanmôre, jou waarde lê nie in hoeveel mense vir jou werk nie, hoe groot jou maatskappy is, of wie aan jou rapporteer. Jou waarde lê eerder in hoeveel jy beteken vir ander mense. Dis waar ons waarde lê. Jou waarde lê in jou nederigheid, nie in jou ampt wat jy dra nie. Nou moet jy bietjie dink oor hoe jy daai bediende wat in jou huiswerk behandel. Vir al die vrouens, ons nekkies raak mos styf. Want dis mos nou daar waar ek die gitaar slaan. Sophie, vir jou gaan ek praat. Ja, al maak sy foute. Jy behoort dit steeds in liefde te hanteer. En ek gee nie om sy swart pink of vers is. Jy is nie beter as sy. Jy is dalk in 'n beter posisie as sy, maar jy is nie beter mens as sy.
Hoe hanteer ons hierdie mense? Dink 'n bietjie daaraan. En ek is seker 'n paar van ons het nou 'n bietjie 'n skuldige gevoeltjie gekry, maar dan die Heilige Gees moet vir jou 'n bietjie beter as dit nodig is. Want ons dink ons is beter as ander mense. Die Here verwag steeds van ons kerk om alles wat ons doen in liefde te doen. Doen dit in liefde. God verwag ook van ons om jou voet neer te sit wanneer jy jou voet neersit, maar doen dit in liefde. Jy kan 'n boodskap oordra aan iemand sonder op die vloek te stel. Jy kan iemand so sleg sê dat die see hom nie kan afwas nie sonder om een vloekwoord te sê. Jy kan dit so hanteer dat daai persoon voel die wêreld by insluk sonder om een kraswoord of afbreekende woord te sê. Markus 10:44 en 45 sê, elke een wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom, hoe mooi is hierdie, om gedien te word, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir elkeen van ons. Jesus Christus, die seun van God, het gekom, nie om gedien te word. Hy het al die reg om gedien te word. Jy veronderstel, hulle was veronderstel om hulle aangesigte neer te val en om te aanbid die grond waarop hy loop. Maar Jesus sê, ek het gekom om te dien, nie om bedien te word. In hierdie verhaal, in die boek van Markus, sien ons dat Jakobus en Johannes, twee van Jesus se naaste disippels, kom na hom toe met 'n selfgerigte versoek. En hulle sê, gee aan ons dat ons mag sit. Hoor wat vra hulle? Een aan die regterhand en een aan die linkerhand. In die heerlikheid. Met ander woorde, hulle vra vir 'n posisie. Hulle vra vir eer en hulle vra vir status. Niks anders dan. Jesus se toekomstige koninkryk. Daar waar hulle nou hierdie eer en status het. Hulle wil die hoogste plek hê. Die plekke wat voorrang, gesag en erkenning voorstel. Wat doen hulle hier? Hulle misverstaan Jesus se pad na die grootheid. Op hierdie stadium het Jesus hulle pas vir die derde keer vertel dat hy op pad is om te ly, gespot te word, gekruisig te word, doodgemaak te word. Maar terwyl Jesus oor opoffering en lyding praat, dink Jakobus en Johannes nog aan aardse eer. Hulle verwag 'n Messias wat 'n aardse koninkryk gaan oprig. En hulle wil graag naby die troon wees. Hulle begeerte is menslik en verkeerd gerig. Met ander woorde, hulle wil eerste wees. En natuurlik bo die ander gestel word. Hulle soek of smag na hierdie grootheid sonder enige opoffering en eerlikheid. Sonder die straf van die kruis. Soek hulle hierdie eer en hierdie status. En hulle doen dit sonder enige nederigheid. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat doen Jesus hierso. Jesus reageer met geduld en waarheid. Jesus sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Hy wys dat ware deelname aan sy koninkryk nie deur posisies bereik word nie, maar deur deel te hê aan sy lyding. Hy vra, kan julle die beker drink wat ek drink? Kan julle gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hierdie beelde verwys na die kruis en die lyding en die offer wat voor lê. Die disippels antwoord haastig, ons kan. Hulle verstaan nog steeds nie die koste van hulle disippelskap. Dan sien ons dat die ander disippels raak ontstoke wanneer hulle hoor dat hierdie twee besig is om vir die Here te vra vir daardie plekke. Hulle word kwaad, sê die woord. En nie omdat hulle voel dat hierdie twee manne nou eer en status soek, of omdat hulle self hoor wil ag as ander nie. Nee, omdat hulle ook daai plek wil hê. So al 12 van hulle se motief is verkeerd. Daar's geen nederigheid wat hulle bewys nie. Elke een van hulle beklei vir 'n plek langs die koninkryk en die stoel van Jesus Christus. Verkeerde ingesteldheid. Maar omdat hulle self ook hierdie plekke wil hê,
openbaar dit aan ons dat hierdie 12 'n wêreldse begrip het van grootheid in hulle harte. Hulle wil graag bo ander wees. Hulle wil bo ander gestel word. Hulle wil invloed hê. Hulle wil gesien word. Met ander woorde, hulle smag daarna om eerste te wees eerder as laaste. Jesus roep hulle nader en leer die kern van koninkryk grootheid aan hulle. En hy gebruik hierdie oomblik om een van die belangrikste beginsels van die hele Nuwe Testament te leer. Wie onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En wie eerste wil wees, moet almal se slaaf wees. Hy kontrasteer die wêreldse leierskap en gesag met God se koninkryk. Die nasies heers, gebruik mag, druk af en soek posisie, maar nie so onder die kinders van God nie. Nie so onder julle nie. In God se koninkryk word grootheid nie gemeet aan hoeveel gesag jy het, hoeveel mense jou dien, of hoe sigbaar jou rol in die samelewing is. Grootheid word gemeet aan hoe diep jy bereid is om ander te dien. Hoe gewillig jy is om die laaste plek te neem. Hoeveel jy kan gee sonder om te ontvang. Hoeveel jy kan lief hê sonder om erkenning te kry af. Jesus gebruik homself hier as 'n volmaakte voorbeeld. Jesus sluit die leer in een versameling van die waarheid saam, want ook die seun van die mens, sê hy, het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Sy lewe te gee as 'n losprys vir baie van ons. Wow, kerk, ons dien 'n wonderlike God. He's big enough to rule the mighty universe, yet small enough to dwell inside my heart. Dit, my geliefde broer en suster, is die hart van die evangelie. Jesus is die koning, maar hy kies die pad van die dienaar. Jesus is die Here, maar hy was die voete van sy disippels. Jesus is die skepper, maar hy gee sy lewe vir die skepsels. Jesus is die heilige, maar hy neem die plek van die skuldiges. En uit hierdie leer ons 'n kragtige les as gelowiges vanmôre. Jesus wys dat die wêreld se rangorde omgekeer word in God se oë. Om eerste te wees, moet jy bereid wees om laaste te wees. Ware grootheid lê nie in erkenning nie, maar in nederige, liefdevolle diens aan mekaar. Grootheid en koninkryk gaan nie oor die titels nie, maar oor karakter. Die pad na verhoging loop deur die kruis. Luister mooi, ek gaan weer sê, die pad na verhoging loop deur die kruis, nie om die kruis. Was 'n verskil. Met ander woorde, ons versoek of die verhaal van Jakobus en Johannes wat vir Jesus hier vra vir posisie. As ons dit kan opsom vanmôre, sien ons dat Jesus leer hulle hier dat posisie niks beteken in die koninkryk sonder nederigheid, diens of opoffering. Grootheid word nie gegee aan die wat hulle self verhoog nie, maar aan die wat bereid is om te buig, te dien en hulle lewens verander te gee. Soos Jesus self as voorbeeld vir ons gedoen het. Ek gaan nou nie name noem nie, maar ek het 'n paar jaar terug vir 'n ander maatskappy gewerk en ons het 'n jaarlikfunksie gehad waar al die mense wat genooi is van myner vlak af op tot by die direkteur van die maatskappy. Nou, ons was daai tyd 3 regional directors. En ek sal nooit vergeet nie, ons staan daar by die braaivuur en die ouens het vuur gemaak en almal gaan 'n vleis braai. Elke ou braai sy eie vleisie. En ek is 'n mens. Ek gaan nie die ou wat my vloere vee in hierdie maatskappy kan my hand kom skud as hulle wil. Nie probleem daar. En ek sal nooit vergeet nie, een van hierdie 3, een van ons 3, ek het so stel. Meng hom glad met die ouens daaronder. As van daai manne by hom kom staan, dan draai sy rug op hom en hy loop weg. Want hy is hoër
Hy is beter as daai persoon. En as jy kan sien hoe die persoon wie hy sy rug opgedraai kan wegstaan, dan wonder 'n mens, wat gaan in so 'n persoon se kop aan? Wat moet daai persoon dink? Wat se beeld dra ons uit aan die wêreld? Om as iemand wat nou vuil hande het, en 'n vuil gesig het, en 'n stikkende hemp dra, jou wil kom groet, en jy draai jou rug op. Hoekom sal ons as mens so iets doen? Dis presies waaroor hierdie tema vanmôre gaan. God sien die gesindheid van elke hart van ons vrou. En nou sê ek nie, jy moet elke boemelaar stop en in jou huis innooi nie, dis nie wat ek sê vanmôre. Wat ek sê vanmôre is, ons moet pas op, dat ons nie self op 'n pedestal stel, en afkyk en neerkyk op ander mense. Want het is net so, of jy kan in myself behoortje maak. Die rede hoekom ons vanmôre hier kan sit, met mooi klere, hoe ons hier gekom het vanmôre met 'n voertuig, is genade van God alleen. Dis nie omdat jy oulik is, of omdat jy goed is nie. Dis genade van God alleen. Wanneer jy ander bo jouself stel, en nou moet jy mooi luister, nie vir erkenning nie, maar uit liefde en gehoorsaamheid teenoor God, verhef God jou op sy tyd. Jesus se koninkryk werk omgekeer. Die wêreld sê, dring vorentoe en maak seker jy is eerste. Jesus sê, wees 'n diensknegt, wees sagmoedig, kies 'n nederige plek, dan is jy groot God se doel. En kom ons kyk na die Bybelse beskrywing van 'n diensknegt, of wat God van ons verwag as gelowiges met nederigheid. 'n Diensknegt dien uit nederigheid. Die Bybel verwys dikwels na 'n diensknegt as iemand wat nie sy eie eer nastreef, maar bereid is om ander se behoeftes bo sy eie te stel. Markus 10:44, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal 'n diensknegt wees. Hier's 'n paar skrifte wat ek moontlik gaan herhaal gedurende die boodskap, maar is nodig om die woord te gebruik vir bevestiging. Stem jy saam met my? Daar sê Filippense 2 vers 3 en 4 sê, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na 'n ander. 'n Diensknegt is gehoorsaam aan sy Here. Diensknegte volg die bevel van die Here sonder enige twyfel of weerstand. Hulle weet dat hulle nie die volle beheer het nie, maar vertrou op God se leiding. Jesaja 42 vers 1 sê vir ons, daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2 sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God, en verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. 'n Diensknegt is iemand wat nederig is en selfopoffer is. Jesus het homself as die grootste voorbeeld van 'n diensknegt gestel. Hy het nie gekom om te dien, soos ons al reeds gehoor het, maar om te dien en sy lewe aan ons te gee. Matteus 20:28 sê ek weer, net soos die seun van die mens nie gekom het om te dien, maar om te dien. 'n Diensknegt doen sy werk stil en soek geen erkenning daarvoor. Ware diensknegtskap beteken dat jy jou werk gedoen kry sonder om aandag of lof van mense te soek. God sien jou hart en jou getrouheid en hy sal jou die erkenning gee daarvoor op sy tyd. Dit is God se werk om die erkenning te gee. Matteus
25:21, en sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van die Heer. 'n Diensknegt bring of dra vrug voor God. Die vrug van 'n diensknegt se werk is nie persoonlike aansien, maar dat God verheerlik word in sy werk. Johannes 12:26 sê, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Hoor hoe mooi is hierdie, dink bietjie daarom, om Jesus te dien beteken, sê Johannes 12:26, die Vader sal jou as mens eer. Is dit nie amazing om te dink dat die God, die Skepper, die Almagtige, 'n mens, 'n nietige mens soos u en ek sal eer, as ons die Here dien. 'n Diensknegt volgens die woord van God is iemand wat nederig dien, getrou en gehoorsaam is aan sy Heer, selfopofferend is en stil werk doen, terwyl God se wil en verheerliking die hoogste prioriteit van sy lewe is. Die kern is nie posisie of erkenning nie, maar dienende liefde en loyaliteit aan God en God se mense. Hoekom sê ek sy mense? Want almal van ons behoort aan God. Van die hoogste gesiene mense tot die armste boemelaar behoort aan God. So wat sê ek vir u vanmôre, as jy iets goeds doen aan een van God se mense, doen jy goed aan God. Maar as jy iets slegs doen aan een van God se mense, doen jy ook sleg aan God. Want die woord sê duidelik vir ons, God is in my en ek is in God. Sê die woorde nie. En wanneer hy dit sê, beteken dit, ja? Wanneer jy iets doen wat jy nie behoort te doen aan iemand anders nie, is dit net so goed, jy doen dit aan God. Nou kom ons kyk bietjie na 10 eienskappe van 'n diensknegt in 'n Bybelse term. Eerste een is nederigheid. Hy sê, plaas ander se behoeftes bokant jou eie. Nou dis iets waarmee ons as mens bitter baie mis. Om jou eie behoeftes bo 'n ander te kan stel. Nou as ek vir jou 'n voorbeeld kan gee daarvan, jy het net R100 in jou beursie oop, vir die res van die maand, en daar is nog 2 weke oor. En hier kom iemand by jou en hy sê vir jou, ek het R100 nodig. Jy daai laaste R100 uit die beursie uithaal, en vir daai persoon te gee, beteken jy stel sy behoeftes bo jou eie. En dit, kerk, moet ons verstaan. Die Here gaan nie van jou verwag om dan sonder daai R100 te lewe. Die Here gaan voorsien tot maandeinde, wanneer jy weer jou salaris verdien. Kan ons vir die Here 'n lofoffer gee? God is getrou. Maar ons probleem is, ons vertrou nie genoeg op die Here om te sê, ek gaan dit doen. Kan jy onthou die vrou wat ingekom het en haar laaste in die mandjie, die offerande mandjie gegooi. En Jesus het nagekyk en sê, hierdie vrou het die minste gegee, maar eintlik die meeste. Want sy het haar laaste. Sy het haar alles wat sy gehad het sy gegee, omdat sy ten volle vertrou het op Jesus. Nederigheid sê, plaas ander se behoeftes bo jou eie. Besef, jou talent en posisie kom van God af. Jy verdien dit nie. Dit kom deur genade van God af. Filippense 2:3 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit eie eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Nommer 2, getrouheid. Doen jou werk volhardend. Selfs al sien niemand dit. Wees betroubaar in alles wat God aan jou toevertrou. Kom ons wees eerlik vanmôre, kerk. Die werk wat jy het, deur God aan jou gegee. Nie deur 'n maatskappy nie.
Ons moet mooi verstaan, God bly die bron. En as God vir jou hierdie werk gegee het, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Nie asof jy dit vir mense doen nie, want dit dan bewys jy eers getrouheid aan God vir dit wat hy jou gegee het. Matteus 25:21 en sy Heer sê vir hom weer, mooi so goeie en getroue dienste, oor weinig was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Nou wil ek vir u vra vanmôre, as jy nie getrou kan wees in dit wat God vir jou gegee het, hoe verwag jy dat die Here jou met meer gaan vertrou? Hier sê die woord van God, wees getrou, hy sê mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig, oor die bietjie wat jy aangestel was jy getrou, nou kom ek, en ek stel jou oor veel meer. Dit is wat die Here vir ons moet sê vanmôre. Dit is getrouheid. Ons behoort ons getrouheid so aan God te bewys. En nommer 3, 'n dienende hart. Wees bereid om te dien sonder om erkenning te soek daarvoor. Kies die laaste plek in elke taak wat jy aanpas. Markus 10:44-45 en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal as 'n diensknegt wees, want die seun van die mens het ook nie gekom om te dien nie, maar om te dien. Geloof en vertrou. Vertrou op God se leiding en volg hom gehoorsaam. Moenie jou eie pad of jou eie wil oor God se kies nie. Spreuke 3:5-6 sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelei maak. Daar's 'n voorwaarde. Ken vir God in elke een van jou weë, dan eers sal hy jou paai vir jou gelei maak. Wie weet vanmôre as ons as gelowiges nie vertrou op God se leiding en ons eie kop volg, beteken dit jy stel jouself bo God. Want jy weet mos nou beter. Nommer 5, selfopoffering. Wees bereid om jou tyd, krag en selfs jou gerieflikheid vir ander op te offer. Soos Jesus sy lewe gee vir elkeen van ons, leer ons om ander te laat eerste kom. Matteus 20:28, net soos die seun van die mens gekom het om te dien en nie gedien te word. Geduld, wag en wees stil en volhard, selfs wanneer jou werk stadig waardeer word. Moenie ootmoedig word en resultate onmiddellik soek nie, want is nie altyd onmiddellik sigbaar. Romeine 12:12 verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking en volhard in gebed. As die baas nie sien wat jy doen, weet vanmôre die Here sien wat jy doen. Moenie worry oor wat die baas nie sien. Dink aan wat God sien, dat jy weet, jy gee jou beste. Want jy kan niks meer as jou beste gee. Solank jy jou beste gee, wil ek vir jy sê vanmôre sal God die res doen. Sagmoedigheid, wees vriendelik, nie aggressief of arrogant nie. Reageer met liefde en kalmte, selfs in moeilike situasies. Galasiërs 5:22 en 23 sê vir ons, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Nommer 8, integriteit. Wees opreg en eerlik in alles wat jy doen. Jou werk en jou dade weerspieël jou toewyding aan God. Kolossense 3:23 sê, wat julle ook al doen, hoor wat sê hy hierso, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Wat ek nou net vir julle gesê, doen dit vir die Here, nie vir mense nie. 9, liefdevol teenoor ander. Dien nie net God nie, maar ook mense met 'n opregte hart.
toon medelee en wees hulpvaardig, sonder om enige iemand te oordeel. Johannes 13:34 en 35 sê, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar. Dan punt nommer 10 is vrugbaarheid. Die doel van 'n diensknegt is om God se werk te laat voortgaan en ander te help groei. Vrug kom nie vanuit jou eie krag nie, maar dit kom van jou gehoorsaamheid teenoor God. Johannes 12:26 sê, as iemand my dien, laat hom my volg. Waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Met ander woorde, 'n Bybelse diensknegt leef volgens God se maatstaf. Nie die wêreldse. Wat natuurlik niks anders beteken as dat 'n diensknegt nederig, dienend en getrou en ook deur hulle lewens eer bring aan God eerder as aan hulle self. Nou dat ons weet wat is die eienskappe van 'n diensknegt, of nou dat ons weet wat dit is om laaste te wees en deur God eerste gestel te kan word. Kom ons kyk bietjie na hoe ons dit kan doen. Met ander woorde, wat moet ek daagliks doen om te verseker ek bly 'n getroue diensknegt en ek verhoog myself bo geen ander nie en ek ag dit 'n eer en 'n voorreg om ander te kan dien. Begin weer by nederigheid. Die daaglikse stap wat jy kan doen om jouself te help is, begin jou dag deur te erken dat alles wat jy doen jy vir God. En jy gee vir God die erkenning daarvoor. Sê vir jouself, God se wil, nie my eie eer. Die praktiese aksie sê ons gee iemand anders voorrang in 'n gesprek of besluit vir die dag. Dis 'n daaglikse taak wat ons kan doen om ons te help. Dan weer getrouheid, jou daaglikse stap, maak jou taak, lys en voltooi dit sonder uitstel, selfs die klein onaangename taakes. Praktiese aksie is voltooi iets wat jy lankal uitgestel het, sonder om te kla of te maak as dit te veel moeite is. 'n dienende hart. Daaglikse stappe spaar jouself af. Wie kan ek vandag bedien? Wie kan ek vandag bedien? Die praktiese aksie daarvan is, doen iets vir iemand sonder dat hulle dit weet of jou daarvoor prys. Dit is bitter belangrik dat ons verstaan om iets te doen sonder om erkenning te kry daarvoor, is wat God van ons verwag. Nou kan ek vir u gou 'n verhaaltjie vertel. Ek en Antoinette het waar het ons gesê het ons gaan ry? O ja, ons was Pretoria toe gewees. Sy met 'n voertuig weggevat en ek besluit en ek gesond met die motorfiets agterna ry en dan kom ons sommer so terug met so 'n tripie lekker met die motorfiets terug rustig. Daar in Pretoria is. En op pad terug nadat ons die voertuig afgelaai het, sê ek vir ons kom regtig nooit op 'n punt waar ons gaan sê waar ons nou tyd maak en sê kom ons gaan eet uit iewers dan. Ek sê van kom ons stop so by die spur met die fiets nou op pad terug. Eet ons gou lekker en dan ry ons terug huis toe. Ons kom aangestap en ons gaan sit in die tafel. Ek sit en kyk na die deur se kant toe en sy sit met haar rug na die mense toe op die volgende tafel. Dis 'n ou oom en 'n ou tannie. Baie mooi versorg. Baie netjies, jy kan sien, hulle is versorg. Dis nie armsalige mense nie. Dis nie mense wat uit die ouer huis uit gekom het nie. Dis mense wat jy kan sien, maar dis ou mense. En hulle sit daar en hulle bestel 'n koffietjie terwyl ons nou so aangaan. En ek het 'n paar werksoproepe wat inkom en uitgaan en ek julle gaan terwyl ons daar sit. En hulle bestel toe vir hulle ietsie om te eet, die oom en die tannie. En toe hulle klaar geëet het, toe vra hulle elkeen vir 'n glas water. Nou weet ek nie of die glas water nou maar die norm is as hulle nou ietsie gaan eet het, of het hulle dalk nou finansiëel nou nie iets gehad meer om 'n koeldrankie te koop.
Maar dit daar gelaat. En ek besluit, of ek voel in my hart, dat ek hierdie twee ou mense se rekening moet betaal. En ek roep die kelner in, een kant en ek vraag vir haar, is het moontlik dat jy daai mense se bil by my besit? Ek wil dit graag. Betaal asseblief, moenie vir hulle sê af. Ek wil nie hulle moet weet ek doen. En sy is daar weg, daar na die bestuurder toe, en sy kom terug, en sy nee, die manager sê, is 100% jy kan dit so doen, ek sê, ek bring vir my die rekening. Bring toe nou vir die rekening, ons gooi dit saam en ons betaal dit. En ek en sy is toe nou voor, hulle klaar, die oom en die tannie sit daar, maar nou sit hulle daar, die tannie het 'n boekie. Dit was my eintlik te oulik. Nou sê die tannie, ja, dis nou Woensdag die 9 of wat ook al, dan moet jy mos nou gaan vir jou oog. Ja, sê die oom, dan gaan hy nou gaan vir sy oogoperasie of iets, ek weet nie wat nie. En die tannie gaan 'n bietjie verder en sê, ja, en dan 2 weke later, dan is dit nou hierdie dag wat ek moet gaan vir my tande. Nou sit hulle nou daar en bespreek nou, wie nou wanneer waartoe moet gaan. En in elk geval, lang storie kort, ons besluit toe nou, ons is klaar, ons staan op, en net toe ek my motorfiets baadjie so oor my skouers gooi, sê die oom vir my, ek wil vir jou iets sê vandag. Ek sê vir my oom. Hy sê vir my, ek sit en luister nou, terwyl jy op die foon besig is, en in besigheid, en praat en jy, hy sê, ek wil vir jou vandag sê, dis lanklaas wat ek 'n mens, 'n man gehoor het, so oordentlik praat met mense, oor 'n telefoon. Daar's nie 'n gevloek en geskree, hy sê die gewoonlik, is dit die een vloekwoord na die ander, maar ek sit en luister, hoe jy reageer, hoe jy praat, selfs hoe jy met jou vrou praat. Hy sê vir my, ek wil dit vir jou sê, dis baie mooi. En ek sê baie dankie, nou, weet hy toe nou nog nie, dat ons nou sy rekening betaal het, en ons is nou daar op die motorfiets, en ons is weg. Nou kan ek nie help om te wonder, wat het hy gedink, toe daai girl by hom kom en vir hom sê, oom, jou rekening is betaal. Nou, dit het ek nou gedoen, uit liefde van my hart, omdat ek in my hart gevoel het, en sekerlik is dit die gees van God, wat vir 'n mens sê, of daai gedagte in jou hart plaas, om dit te kan doen. Heel waarskynlik hierdie oom hier, baie goeie pensioen, ek weet nie, hy het genoeg geld gehad om sy eie ete te betaal. Maar net dit, nou wonder ek, het so iets al ooit met daai mense gebeur? En indien nie, kan ek vir u sê vanmôre, God het die eer gekry. God is die een wat die eer gekry. En altyd vir my so mooi om dit te doen. Ek onthou so ruk terug, ek weet nie of jy kan onthou nie, het ons ook by die Pick n Pay in 'n ry gestaan, en een van die girls wat vir Pick n Pay werk, maar sy het so dooi op haar kop, so eenmaal sy werk in die bakkerij of die kosplek, waar ook al. En nou het daai tyd sulke punte of iets hoe het gewerk, ek kan nie onthou, maar jy kon met sekere punte, ek moet jy sekere goed gekoop het. En sy staan met so 'n sakkie. Dit was wasgoedseep gewees, dink ek. En nou probeer sy nou hierdie wasgoedseep met die punte betaal. En die girl wat agter die til sit, sê vir haar, jy het nie genoeg van hierdie goed, wat ook al sy gebruik om te betaal. En sy verstaan nie hierdie storie, want sy het nie genoeg nie, want sy soek hierdie seep, dit moet nou gaan vele was seker. En ek sê vir die dametjie agter die til, sy daai seep net by my rekening, ek sê dit betaal. Jy kan nie glo die dankbaarheid wat daai vrou in haar hart gehad het, deur iets so eenvoudig soos dit. En waar hy wat? Die Here is die een wat die eer kry daarvoor. En ek vertel dit nie vanmôre vir u, dat u moet weet dat 'n mens goed doen aan anders. Ek bedoel dit net, dat u kan sien, hoe God die eer kry uit dit. 'n Daaglikse stap. Vra vir jouself, vir wie kan ek vandag bedien? Doen iets vir iemand sonder dat jy daarvoor geprys hoef te word. Sonder dat daai persoon weet, kan jy dit doen. Geloof en vertroue, die daaglikse stap daarvan is begin jou dag met gebed om leiding en wysheid van God te vra vir hierdie dag. Praktiese aksie wanneer jy in 'n moeilike situasie beland of jy moet 'n moeilike keuse maak, dan vra jy vir jouself, wat sou Jesus gedoen het in hierdie situasie? En dan volg jou antwoord. Geloof en vertroue in God, kerk,
is van kardinale belang. As ons nie glo en op God vertrou, mis ons dit totaal en al. God is inderdaad die enigste bron op wie ons met ons alles sonder twyfel kan vertrou. Selfopoffering, die daaglikse stap is kies een ding wat jou tyd, energie en gemak kos om dit vir iemand anders te doen. Jou praktiese aksie is bied aan om 'n taak te neem wat eintlik jou eie gemak sal beïnvloed en iemand anders daarmee sal help. Met ander woorde, ek stap bietjie uit hierdie gemakzone uit. Ek weet elke middag 5 en as ek by die huis kom, is die ketel aan en dan kry ek 'n koffietjie en ek eet 2 beskuitjies. Ag, is so lekker salig om daar by die huis op die bank te sit. Ek gaan nie dit opgee om ander ou te help en langs die pad staan by 2 padwiele. Nee? Ek sê 2 padwiele, want is iemand in ons gemeente om 2 padwiele te kry. En ek sê vir hom, gelukkig dat jy 'n spaarwiel, as ek nie 'n spaarwiel gehad het. Ons gaan nie daaroor praat. Maar offer jou tyd op. Haal jouself uit hierdie gemak uit om net goed te doen vir iemand anders, sonder om erkenning te soek daarvoor. Geduld, die daaglikse stap is let op wanneer jy geïrriteerd begin raak oor traagheid of uitstel van dinge wat al lank al deel was. Nou daar is nou iets wat die vrouens moet luister. Want sy sukkel al vir 6 maande dat jy die cloud moet change in die badkamer. En sy bly vra daarvoor. Dit gebeur ook nie. Maar maak jy dan die buurvrou vra of jy die cloud moet change, dan change jy daar. Dan word hy dadelik gechange. Praktiese aksie is neem 'n diep asem en reageer rustig, dames. So ek weet jy gaan daai cloud change vir al 6 maande wag. Of as jy sien, mama kom hier verby met die leer. Of met die boormasjien, dan sê jy spring die man op. Want hy weet, sy gaan nou iets gaan nou gebeur. Sy gaan iets breek. Dat ek net die boor by haar vat, of die leer by haar vat. Want sy het nou genoeg gehad van hierdie gewaggery. Haal diep asem. Reageer rustig. In plaas daarvan om so vinnig ongeduldig te raak. En dan kom die dinge wat ek nou sê, wat maar kom gebly. Sagmoedigheid. Die daaglikse stap is let op jou reaksies of kritiek of konflik. Met ander woorde, hoe tree jy op en hoe reageer jy in die situasie? Die praktiese aksie daarvoor is antwoord altyd met vriendelikheid in plaas van aggressie of verdediging. En daar is nou iets wat ons almal mee sukkel. Antwoord met vriendelikheid in plaas van aggressie of verdediging. En ek sukkel baie met daar is van alles sal en dan my bel en iets aan my wil verkoop. Dan sukkel ek om te antwoord met vriendelikheid. Sonder aggressie. Vir alles sy vir my sê, hello, is it Loveness speaking? Ek sê, nee, is nie Loveness nie. Gelukkig is dit nie Loveness nie. Maar in elk geval. Integriteit, die daaglikse stap daarvoor is, wees eerlik met jouself. Dis die belangrikste kant. Wees eerlik met jouself oor jou motiewe as ook jou dade. Die praktiese aksie daarvan is, doen altyd die regte ding. Selfs al sien niemand dit nie. En dit bring geen voordeel by geen mens nie. Want jou voordeel sal by God wees. Bly jy net die regte ding doen. Wees liefdevol teenoor mekaar. Die stap vir die dag is soek iemand wat jou hulp of bemoediging nodig het en hulp nodig het, sonder dat ander daarvan moet weet. Praktiese aksie is skryf 'n kort boodskap, bied hande aan of luister opreg as iemand 'n probleem het wat hy deel. Dan vrugbaarheid se daaglikse stap is, dink aan hoe jou dade ander kan help of God se werk kan bevorder. Ons moet onthou, dis die belangrikste, is hoe God se werk kan bevorder word
deur ons vrugbaarheid. Met ander woorde, waar kan ek 'n verskil maak vir die Here vandag? Want as jy iets goeds doen aan iemand, is dit die Here wat die eer kry. Verseker, veronderstel is om te kry. Nie jy nie. Sê dan vir daardie persoon, weet jy wat? As dit nie vir die Here was hier nie moontlik gewees. So kom ons gee die eer aan die een wat die eer toekom. Dit is God, niemand anders. Deel jou kennis, tyd en hulpbron om iemand se lewe te verbeter of hulle geestelik te kan ondersteun. Nou praat ek nie van noodwendig geld nie, geestelik. Geestelik, daar's mense wat baie geld het, wat nie geld nodig het nie, wat stoksiel alleen voel. Wat stoksiel alleen voel. So is nie noodwendig altyd geld. Ek weet is nie altyd maklik in die kerk, maar God verwag van ons om goed te doen aan ander. En God verwag ook nie dat ons alles op een slag behoort reg te kry. Ons kan klein begin. Kies dalk net 1 of 2 eienskappe per dag en beoefen dit. En bou geleidelik daarop. Reflekteer jouself aan die einde van die dag. Vra vir jouself, waar het ek soos Jesus gedien vandag? Bid vir goddelike krag. Nederigheid en diens kan nie altyd uit eie krag uitkom. Om eerste te wees, beteken dat ons laaste moet wees. Sê die woord nie vir ons dat as ons onsself verhoog sal ons verneder word, en as ons onsself verneder, sal ons verhoog word. 1 Petrus 5 en 6 sê, net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Luister wat sê hy nou, sê, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Nou, kom ek sê vir u vanmôre, as ek aan my eie lewe kan dink, van waar vandaan af ek kom, tot waar ek vandag is. Dit was nie altyd maklik. Daarom weet ek, wat het is, om 'n general worker genoem te word. Nou ek het nog altyd hierdie persepsie, en ek het nog altyd gesê, en die manne wat my ken, sal weet, ek het nog altyd gesê, ek kan my noem wat ek wil, wat jy wil, solank ek 'n salaris verdien. Dit gaan nie oor 'n naam. Ek is nie hier om op 'n naam status te bou. Dit is die minste van my belang. Maar ek weet wat het is om van daar onder af verneder te word, jouself te verneder, om op 'n plek te kom waar God jou eendag op sy tyd verhoog. Daarom is dit belangrik dat ons nederig bly, dat ons dienend bly, dat ons soos Jesus, wat vir ons die mooiste voorbeeld was. Hy is God, maar steeds het hy hom nie een oomblik hoër geag as sy medemens. Dink 'n bietjie daaraan. En dit terwyl hy al die reg gehad het in die heelal, want hy het wel mens geword, maar hy was steeds God. Hy het nie geskroom om by die armes te gaan sit nie. Sy disippels het hom selfs verkwalik. Die fariseërs het hom verkwalik omdat hy by die tollenaars gaan sit. Maar hy het selfs by die tollenaar aan huis gegaan en oornag. Hy het nie gedink hy is beter as enigiemand. Jesus was 'n voorbeeld van 'n nederige, dienende God, deur aan die mens oor en oor te bewys dat hy 'n dienende gees het. Jesus het uit nederigheid uitgekom. Jesus, die Seun van God, het sy hemelse heerlikheid verlaat om as mens op die aarde te kom dien. Hy het nie gekom om sy eie eer te soek, maar om God se wil te doen. Kerk, dink bietjie daaraan.
Ons weet dat waar God op sy troon sit, word hy aanbid dag en nag. En hy besluit om daai woning te verlaat, waar daar gebuig word voor hom en gesê word, heilig, heilig is U, o God. Hy verlaat daai woning waar hy gedien, geëer, geloof en geprys word, en hy kom aarde toe om te kom dien. Wow, is dit nie 'n amazing God nie? 'n God wat vir ons elkeen wys vanmôre dat jy het nie nodig om daar jouself te plaas op 'n pedestal nie. Hy is die een wat dit kon doen, maar hy is die een wat dit nie gedoen het nie. Hy was nederig, hy selfs sy eie disippels se voete kom was. Hy het nie gekom om sy eie eer te soek, maar op God se wil te doen. Filippense 2:6 en 7 sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Is daar 'n plek in die woord waar God sê, Jesus het rondgeloop en aan almal verkondig, ek is die seun van God. Ek is die seun van God. Julle moet onthou, ek is die seun van God. Nee. Nee. Ek het gekom om die wil van my Vader te doen. Dis wat hy gesê het. Ek het gekom om te dien. En dis hoekom God, my Vader, my gestuur het, sodat ek 'n voorbeeld kan wees om te kan dien. Met die dienende gees gehad. Hy het bedienend geleef. Jesus het anders se behoefte voor sy eie gestel. Selfs ten koste van sy eie gemak. Sy gemak van uit die troon uit afkom aarde toe om te kom dien. En die laaste plek gekies met die doel om die mens te red en te bedien. Jesus was sagmoedig teenoor die arm, siek en verontregtes. Hy het nie sy status gebruik om ander te onderdruk, maar eerder om hulle op te lig. Jesus se dienende gees kom in aksie terwyl hy sy disippels se voete was. 'n taak wat gewoonlik aan die laagste diensknegt toegeken is. Hy het nie net onderrig gegee nie, maar sy eie lewe gegee vir ander se redding. Hy het nie sy gesag misbruik nie, maar hy het sy posisie gebruik om te dien. Sy nederigheid was doelbewus en offerend. Jesus se nederigheid lei tot die kruis en sy opoffering vir ons as mens. Sy voorbeeld laat leer vir ons dat ware grootheid deur diens en nederigheid kom. Nie deur mag, rykdom of aansien. Ware leierskap en grootheid kom nie deur selfverheffing nie, maar deur die liefdevolle diens aan ander. Volgelinge van Jesus word geroep om sy voorbeeld van nederigheid en diens te volg. Wie is die volgeling van Jesus? U en ek. Ons word geroep vanmôre om dienend te kan wees soos wat Jesus was toe hy op die aarde was. Jesus se lewe wys vir ons dat grootheid lê in nederigheid, diens en selfopoffering. Sy gees is gekenmerk deur sagmoedigheid, medelee en wil om ander bo homself te stel. En hy het dit gedoen selfs tot die dood. Elke gelowige word genooi om sy dienende gees na te volg. Jesus het homself laaste gestel, omdat hy geweet het wat sy Vader van hom verwag. En vandag weet ons dat hy eerste en bo alle dinge gestel word, ja? Dat hy die naam dra bo elke naam, omdat hy homself laaste gestel het, is hy nou eerste. Daar is nie 'n naam bo kan die naam van Jesus Christus nie. Dit sê die woord van ons. Hy is bo alle dinge gestel. Hierdie boodskap, as ons dit kortliks op kan som vanmôre, en ek sluit af hiermee. Jy behoort nie te dink jy's hoër of beter as enige iemand anders.
Ek wil vir julle sê vanmôre, ek gee nie om of jy die toilette ondergrond in jou hollet skoonmaak. En of jy die vice-president is wat in jou kantoor by die aircon sit. Jy is nie beter as niemand. Net soos wat daai persoon werk om vir sy vrou en kinders te sorg, werk jy om vir jou vrou en kinders te sorg. As hy met sy R10 by die Spar instap, vra hulle nie vir hom, waar het jy dit verdien, of hoe het jy dit verdien nie. Jou R10 en sy R10 het presies dieselfde waarde. Ons is nie beter as niemand. Jou posisie of rykdom bepaal nie 'n waarde. Jou mooi huis of jou blink voertuig of voertuie maak jou nie groter of beter as enige iemand wat moet werk toe loop en dalk nog in 'n Wendy huis oopbly. Ek wil vir julle sê vanmôre, daar is geen verskil tussen die graf wat gegrou is vir 'n ryk en gesiene man as wat daar is van 'n graf wat gegrou word vir 'n arm, salige mens. Die dag as ons terugkeer na hierdie aarde, al wat verskil is, jy kry miskien 'n pragtige grafsteen waar hy net 'n hoop grond kry. Maar die gat lyk presies dieselfde. Die grond waarin ons neergelê word, lyk presies dieselfde. Daar is niks fout met 'n mooi voertuig vir 'n pragtige huis nie. Die fout kom wanneer ons begin dink dat hierdie aardse dinge ons waardes bepaal. Dit is waar dit begin skeefloop. Dink bietjie daaraan. As Jesus, wie se naam bo elke naam gestel was, 'n gewone mens op die aarde kon dien, en selfs kon sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te bedien. Hoeveel te meer behoort u en ek nie, daar dieselfde nederige en dienende gesindheid in ons gees uit te beeld en uit te leef. Om eerste te wees, moet ons laaste wees. Kom ons sê die woord. Vader, ek dank u vanmôre vir die kragtige boodskap. En ek weet vanmôre, Vader, dat die meeste kinders van God weet wat dit is om 'n dienende gees te hê. Maar ek weet ook vanmôre, Vader, dat u hierdie tema in my hart geplaas het, omdat daar mense is wat dit moet hoor, dat ons, ek, myself, insluitend, hierdie moet hoor, dat ons nooit die fout sal maak om onsself bo ander te stel. Wie is ons as nietige mens om te dink jy is beter as enige ander? Here, ons weet vanmôre dat u gesê het, ek het gekom vir elke een van jou. Ons weet vanmôre dat die woord van God sê, u is nie 'n aannemer van persoon. Dit beteken dat u nie enige een bo ander stel, of meer liefde het vir een as vir die ander. Ons weet vanmôre dat u afgekom het, Here, om te dien en nie gedien te word. En daarmee bid ek vanmôre, Here, dat u ons as 'n gemeente, hierdie gemeente, sal help, dat ons gehoorsaam sal wees aan hierdie woord vanmôre. Dat ons regtig waar sal uitgaan en vir onsself sal vra, Here, waar wil u hê moet ek 'n verskil maak? Vir myself sal vra, waar kan ek 'n verskil maak vandag? Nie uit self erkenning uit nie, maar selfopoffer. Dat ons dit wat ons sal doen, ook sal doen, Here. Soos dat u ons leer. Want as u daarvan leer, is dit meer as genoeg. Ons het nie nodig, Here, om rond te loop
en vir ander te vertel waar ons wie gehelp of vir wie het ons goed gedoen nie. Want dis wat U sê vir ons, dis wat U leer vir ons. Dit wat ons doen, het ons in die stilte doen. Met opregte harte, want U ken die hart van die mens. Daarom bid ek, Here, dat U ons as 'n gemeente sal help, dat die Gees van God ons sal inspireer, sodat ons ook dienende geeste sal ontvang, dat ons sal begin bedien in plek daarvan om bedien te word. Dat ons nie onsself ooit sal hoor ag as enige iemand. Maak nie saak of daardie persoon op straat bly. En ek in 'n dubbelverdieping huis, dit maak nie saak. As die Here na ons kyk, kyk hy na ons op dieselfde manier. En as ons hierdie tydelike lewe verlaat, vat ons niks van hierdie saak. Help ons dat ons dit nooit sal vergeet nie, Here. En dat ons hiervan af sal begin bou daarop. En al wat ons vanmôre kan doen, Here, ons kan gaan kyk na die vrug van die Gees wat God van ons verwag om te dra. Want in daardie teksvers, Here, is alles opgesom. En daarmee dank ek U vanmôre vir hierdie woord, Here. Help ons, Here, dat ons werklik waar met opregte hart ons medemens sal bedien, om 'n verskil te kan maak vir die koninkryk van God. Nie om 'n verskil vir myself te maak nie. Nie om te dink en te wonder wat ek daaruit gaan kry. Nie om na U toe te gaan en te sê, Here, kyk, ek het vandag hier of daar gehelp nie. Nee. Eerder te sê, dankie, Here, dat ek kon help. Want as ek nie vir U was, sou ek dit nie kon doen. Dat ons vanmôre sal weet en nooit sal vergeet nie. Alles, Here, wat ek het, is deur die genade van God. God alleen. Dat ons aan U die eer sal gee, Here, vir elke plek waar ons 'n verskil kan maak. Dat ons ook nie skaam sal wees om waar ons help te sê, gee die eer aan God, want as dit nie vir God was, kan ons dit nie. Moenie aan my die eer gee aan God die eer. Dit is die eer wat die eer moet kry. Dankie vir die woord, Vader, en ek wil bid vanmôre en vra dat U deur die Gees elkeen van ons die regte leiding sal gee om te kan doen wat U van ons verwag. Here, elkeen van ons smag daarna om daai woorde te hoor. Mooi so, goeie en getrouwe diens. Met min kon ek jou vertrou, oor meer sal ek jou aanstel. Ek bid dit oor die gehoor vanmôre van. Dankie dat ons kan leer. Dankie dat ons kan verstaan wat U van ons verwag. Dankie vir elke skrif wat dit bevestig. Mag U naam, Here, vereer en verheerlik word deur elke mens wat op die aarde is, deur elke taak, elke daad van elke een van ons, dat in die koninkryk van God sal uitbrei. Dis ons doel, om 'n verskil te maak vir die koninkryk van God. Ek dankie, ek loof